Groet in die wonderlijke naam van ons koning Jesus Christus, geliefdes. My naam is Israel Thees en welkom by Broodbreek, die program van die Here waar ons dagelijks hoofstukke die Nuwe Testament lees, met die doel om ons Christen te vernuwen en te versterk op 'n dagelijkse basis. Vandag gaan ons voort met 2 Korintiërs hoofstuk 6 en ek lees. As medewerkers smeek ons julle ernstig om positief te reageer op die genade wat julle van God ontvang het, want hy sê, op die regte tyd het ek jou verhoor en op die dag van verlossing het ek jou gehelp. Inderdaad, dit is nou die geskikte tyd, dit is nou die dag van verlossing. Ons gee niemand enige aanstoot nie, met die bedoeling dat ons bediening nie geblameer moet word nie. In elke opsig laat ons ons ken as diensknegte van God, ook in ons volharding en swaar kry, ontbering en nood, in die tronk, onder katsouwe, onder swaar kry, in oproere, in hongersnood, het ons met nauwgesietheid opgetree, met begrip, met verdraagsaamheid en vriendelikheid, deur betoning van die teenwoordigheid van die Heilige Gees, deur opregte liefde, deur die boodskap van die waarheid en in die krag van God. Ons tree op met die wapens van geregtigheid in ons regter en linkerhand, in eer en oneer, in veragting en aanprysing, soos verleiers en tog is ons opreg, soos onbekendes en tog is ons goed bekend, soos mense wat sterwend is en kyk ons lewe, soos swaar gestraftes en tog is ons nie doodgemaak nie, soos hartseer mense en tog is ons altyd blymoedig, soos bedelaars, maar ons verryk baie mense, soos mense wat niks besit nie en tog besit ons alles. Ons het ons monde tot julle voordeel oopgemaak, Korintiërs. Ons harte is regtig oop vir julle. Ons het nie teenoor julle voorbehoude gehad nie, maar julle het wel in julle binneste voorbehoude teenoor ons gehad. Ek praat soos met kinders. Wil julle nie nou ook vir ons terugbetaal deur julle harte vir ons wyd oop te maak nie? Moenie saamspan met ongelowiges nie, want watter vennootskap kan daar wees tussen reg en onreg? Of watter gemeenskap kan daar wees tussen lig en duisternis? Watter ooreenkoms kan daar wees tussen Christus en Belial? Of watter gemeenskaplikheid kan daar wees tussen gelowige en ongelowige? Watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Ons is mos die tempel van die lewende God. Dit is soos God gesê het. Ek sal onder hulle woon en rondbeweeg, en ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees. Daarom, gaan van hulle af weg en hou julle eenkant, sê die Here. En moenie vat aan wat onrein is nie, dan sal ek julle ontvang, en ook ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal vir my die seuns en dogter wees, sê die Here, die Almagtige. Amen. En daar het ons 'n geskrewe woord van God, geliefdes. Onthou, die Here is lief vir u.